So heilig, so waardig, so groot is U naam. Here, en ons besef dat verlossing kom deur U en U alleen, Here. Daar is vir ons geen redding behalwe deur die naam van Jesus. Here, dankie vir die pad van versoening wat U vir ons oopgemaak het en gegee het. En Here, dankie dat U aarde toe gekom het, die gestalte van 'n mens aangeneem het, Here. Gelyk geword aan 'n slaaf. En U was gehoorsaam, Here, tot die dood, ja, selfs die dood aan 'n kruis. Vir ons. Want so lief het U die wêreld gehad, so lief het U mense gehad, Here. Here, ons loof U en ons prys U. Here, en soos ons in die boek van Openbaring gesien het, sien ons dat die een wat lyk soos 'n lam wat geslag is, hy is die een wat waardig is, Here, en dit is as gevolg van hierdie Here wat U waardig is om die seels oop te maak, Here. U alleen is waardig. U wat U lewe neergelê het, als prys gegee het. En wat weer lewe, wat opgestaan het, wat sit aan die regterhand van God en wat heers. Ons koning regeer, Here. Ons loof U en ons prys U en U naam alleen. U is ons God. U is ons God. In Jesus naam. Amen. Fantasties. Dames en here, julle kan weer julle gordels vasmaak want die vliegtuig gaan nou sy descent begin. Ons land vandag die boek van Openbaring. Prys die Here daarvoor. Julle wat vasgebyt het hierdie laaste paar Sondae, well done. Dit was regtig, ek hoop vir julle net soos wat dit vir my is, werklik soos die boek sê, 'n merkwaardige seën om die boek van Openbaring te lees. En hier is daar's lekker tekste wat ou deur mekaar krap, maar dit is ook lekker om te gaan soek en die antwoorde te kry en te sien dat ons God heers en dat hy nie armdruk met die vyand nie. En ons gaan dit sien nou in die laaste stuk van Openbaring is dat ons het mag hoop hê, nie om 'n valse hoop nie, maar 'n vaste vertroue en 'n vaste hoop dat ons koning heers en dat hy oorwin aan die einde. Amen. Amen. So vanoggend terwyl ons bid, het ek die volgende beeld gesien en julle kan so lank Openbaring 16 toe blaai. Ek gaan vinnig by 16 begin en dan gaan ons so vinnig deurwerk tot en met die einde van Openbaring. 'n Paar tekste wat ek so gaan uitlig, ek gaan nie deur alles lees nie. En maar terwyl hulle so toe blaai, wil ek net die volgende deel. Terwyl ons vanoggend gebid het, was my gebed die volgende, want ek het werklik gesien en jy lees baie daarvan nou aan die einde van Openbaring dat die bruid, Jesus wat terugkom vir sy bruid. En ek sien hierdie rein bruid wat voor hom staan en my gebed vir julle is dat daar in elkeen van ons hierdie begeerte sal opstaan as 'n liefdesdaad om onsself voor te berei. Dat Openbaring jou nie vrees injaag nie, dis die laaste ding wat dit moet doen. Jy hoop gee, baie hoop, baie vrede. En dat dit jou sal aanmoedig om soos die tyd nader kom, want dit kom nader. Ek beloof jou die eindtyd is nader vandag as wat dit gister was. Okay, dit kan ek vir jou duidelik sê. Wanneer weet ek nie, maar is definitief vandag nader as gister. Maar dat jy dit jou sal aanmoedig om as 'n liefdesdaad jouself as 'n rein bruid vir Jesus voor te berei. Want ek dink ons lees baie keer die Bybel en ek glo almal wat hier sit, ons doen ons bes, jy weet jy wil alles gehoorsaam. Wette is goed. Die boek van die Bybel is vol wette wat vryheid bring. Wette en struktuur bring vryheid. Maar dit nie net te sien as 'n klomp moeds en moenies nie, maar as riglyne. Dit is moeds. Hoor jy, moenie 'n fout maak. Die Bybel is moeds. Doen wat die Bybel vir jou sê. Maar om dit te sien in die lig van voorbereiding om jouself as 'n liefdesdaad vir jou bruidegom voor te berei. Dat wanneer hy kom, dan is jy reg vir hom en jou lampie is vol. Amen. Amen. Dit het my baie geseën toe ek dit vanoggend gelees het of geervaar het terwyl ons gebid het. So Openbaring 16 is die 7 skale wat uitgegooi word
Die eerste skaal wat uitgegooi word uitgegooi op die aarde. En ons sien hoe die ongelowiges, baie belangrik om die volgende uit te sien, maar dit is die skale van God se grimmigheid, van sy toorn. So ek wil hê wanneer jy die skale lees, dat jy sal sien en sal verstaan dat die skale, dit is God se toorn, soos ons laasweek gepraat het, en dit praat dis van sy oordeel. So dit is nie oor die gelowiges nie, van daai tyd nie. Dit is oor die ongelowiges. Maar jy sal sien dat die sere kom op die mense wat die merk van die dier het, op hulle hand en hulle voorkop. Wat dit is, kan ek vir jou sê nie. Wat ek wel vir jou kan sê is, dat dit ons sterk vermoed, teologies, dat dit nie noodwendig net 'n fisiese ding is nie, maar ook 'n geestelike merk is. 'n Geestelike merk van die wat ongered is. Hoe lyk die merk van 'n geredde persoon? Die Heilige Gees. Dit is 'n geestelike merk. Dink ek die vaksin was die merk van die dier? Glad nie. Glad nie. Maar wat kan ek vir jou, want dit is nie eers op jou hand ingespuit of op jou voorkop nie. Maar wat het die vaksin wel vir ons gewys? Hoe maklik die vyand wêreldstrukture kan beheer deur vrees. Dit is wat ons kon gesien het. Maar die vaksin is nie die merk nie. As jy die vaksin gekry het, het jy nie jou redding opgegee nie. Dan is ek in die moeilikheid. Kom ek stel dit so. Die keuse was voor my gehou en Drieko, gaan jy op 'n uitreik gaan en om die evangelie te gaan verkondig? Want as jy dit wil doen, dan moet jy die vaksin kry, want ons mag nie gevlieg het daai tyd nie. En ek is soos, Here, ek wou net nie die vaksin kry want ek vertrou nie op daardie ding nie. Dis maar al. Dis maar al. En ek het dit gekry en ek sê, Here, as ek dit vir U doen, gaan ek okay wees. En ja, ek groei ietsie snaaks uit my voet, nee, ek joke glad nie. Ek het vir myself gesê, ek wil nie vanoggend te simpel wees nie, want as er nou 'n paar hoofstukke is wat jy nou lekker vreemd kan raak, en is dit hierdie, en ek gaan regtig nie. Soos my gebed vanoggend is die volgende is, jy kan Openbaring so vreemd maak soos wat jy wil, regtig, en dit gaan nie eers moeilik wees nie. Maar my gebed is dat jy, en my vertroue voor die Here is dat dit vir jou sin maak, soveel as wat dit kan. En ek wil vir jou struktuur bring in Openbaring. Ek wil vir jou rustigheid gee in Openbaring. Dat dit nie 'n boek is wat jy vrees nie, maar een tot die beste van ons menslike vermoë verstaan. Amen? Okay, great. So die eerste skaal word uitgegooi, die sere, die tweede skaal word uitgegooi deur die engel. Dit word uitgegooi in die see wat dan in bloed verander. En dit klink nou baie vreemd, maar ek meen as jy in Eksodus gaan lees, dit is nie so vreemd. Dit is nie die eerste keer wat dit gebeur nie. Ons weet in Egipte het al die water bloed geraak. Die tweede skaal word uitgegooi op die riviere en die fonteine, die waterfonteine wat ook dan in bloed verander. Dit is dan nou engele van die Here wat hierdie skale uitgooi. Alles is grimmigheid. Dit is oordeel oor die mense. Hoekom bloed, sê die engel dan vir Johannes? Want dit is die Here dit stel die bloed van die gelowiges wat vervolg is in daai tydperk. So hy gee vir hulle dan nie hulle bloed om te drink nie, maar dit stel die bloed voor wat die gelowiges wat dan nou doodgemaak is. Dan die vierde skaal word uitgegooi op die son en die vyfde een word dan uitgegooi op die dier. Dit is die anti-kris, sy koninkryk word dan verduister, daar gaan pyn wees vir die ongelowiges. En die 6de een word dan uitgegooi op die Eufraat rivier. En ek gaan nou verstaan hoekom ek vir jou al hierdie skale gee, want eers wil ek sê, jy moenie die skale vrees nie. Belangrik, dis hoekom ek begin het met dit. Dis nie soos vrek, sere, pyne, water wat bloed. Wat gaan ek doen? Jy's 'n kind van God. Jy's okay. Of jy nou, en as jy glo in die wegraping dat jy voor die tyd opgeneem gaan word, dan gaan jy definitief okay wees. As jy glo dat jy eers na die 7 jaar opgeneem gaan word, gaan jy ook okay wees, want hierdie praat van die ongelowiges. Amen? Amen. Dan, die Eufraat word opgedroog, want dit maak weg vir die oorlog wat dan daar volg, na dit kom. So dit droog op, so die konings van die ooste kan kom, en dan sien ons dat uit die mond van die draak, die duiwel, die mond van die dier, die anti-kris, en uit die mond van die valse profeet. Hoekom 3? Want die vyand is 'n copycat. Hy kopie alles van ons God. So dis die onheilige drie-enige gediertes.
En ons sien hoe daar onrein geeste dan in die skrif, sien ons onrein geeste wat uit hulle mond uitgaan, waarin die soos paddas. So ek wil net vir my ma sê, mamma, dis 'n rede hoekom mamma nie van paddas hou nie. Ek sien die Bybel stel paddas ook nie in 'n goeie lig nie. En ek het baie met my ma gedink toe ek hierdie skrif lees. Ek sê ja nee, kyk. En hierdie onrein geeste wat uit hulle mond uitgaan soos paddas, sweep dan al die konings saam om saam op te trek om oorlog te voer teen God. Ons is in Openbaring 16. En dan wil ek graag vir julle lees van vers dink is vers 16 af. 16 vers 16. Nee, Hendrik, jy is ook op Matteus. Amper lees ek vir uit Matteus uit. Die offergawe skrif. Openbaring, as jy sin te verblaai, dit is in die laaste boek, hoor. Moenie voor gaan soekie. Dit is agter. Net van Openbaring 16 af, en hulle het huls versamel op die plek wat 'n Hebreeus genoem word, Armageddon, is dan in die Engels. En die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat sê, dit is verby. Ek wil hê jy moet hier sien, dat dit is nie 'n groot geveg nie, daar kom 'n stem van die troon af. Wie sit op die troon? Jesus, God, en hy sê, dit is verby, en dan gaan jy nogal sien dat dit nogal redelik verby is daarna. Daar's nie 'n vreeslike 'n struweling en 'n gestruikel nie, dit is verby. En daar het stemme gekom en donderslaan, bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie. So 'n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in 3 dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. Dis God se oordeel. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie, en groot haal omtrent 'n talent swaar het uit die hemel op die mense geval. En die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. So nou sien jy hier aan die einde hoe die val van Babylon kom, die groot stad wat tot 'n val kom en verwys na die stad van Babylon. Nou ek wil graag vir jou verduidelik wat is hierdie stad van Babylon, want jy sien dit baie duidelik. Jy hoef eers te wonder, jy moet net verder lees in hoofstuk 17 en 18 om uit te vind wat is hierdie stad van Babylon, want hierdie stad wat in 3 geskeur word is ook dan nou die stad van Babylon. Nou ons sien dan in hoofstuk 17 begin die Bybel om te beskryf, Openbaring dan nou, om 'n hoer, ek het nou dit gesê, 'n prostituut te beskryf, 'n vrou wat op 'n draak sit. Dit raak amper soos een of ander fantasy fliek, wat op 'n draak sit met 7 koppe en 10 horings, en dit beskryf hierdie vrou wat dan saam met konings omgang het. En dit praat van hierdie vrou, hierdie Babylon is afvallige godsdiens. Dis afvallige godsdiens. So as jy, ek het dit nie op die skrif nie, maar ek wil vinnig vir jou lees in vers 17. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, want ons het nou gesien het afgereken met Babylon. En ek wil net vir jou die inleiding gee vir die volgende hoofstukke. En ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die water sit. Daai waters praat van nasies. So dit praat van sy te invloed oor nasies. Maar hierdie vrou praat van afvallige godsdiens. Dis waarna dit verwys. Met wie die konings van die aarde gehoreer het en die bewoners van die aarde met dronk geword het van die wyn van haar hoerery. So dit praat van godsdiens wat gebruik is om en misbruik is en gedraai en verdraai is tot met konings sodat sy 'n politieke mag kan kry. Hoekom weet ons dit? Wel, skrif interpreteer skrif, want God vergelyk baie in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, wanneer dit praat van 'n hoer, praat dit van Israel wat afvallig raak van hulle God, wat begin meng met die nasies om hulle, wat hulle godsdiens begin aanneem. So wat ons hier sien, is dit stel die mense voor wat afvallig raak van God vir politieke wins.
Want hulle gaan en hulle gee prys, hulle waardes, vir die konings, sodat hulle kan politieke mag kry. En dan sien ons later waar hierdie vrou op hierdie dier sit, wat dan die 7 koppe en die 10 horings het, en dit praat van 'n demoniese, sataniese mag. So dit is 'n gaggaspul, wat ons eintlik hierop afkom. Maar dan, soos jy verder lees, dan verduidelik dit nou hoe mooi hierdie vrou is, hoe mooi godsdienst partykeer kan lyk, maar hoe sy eintlik die toorn van die Here verwag, en hoe vrot dit eintlik aan die binnekant is. Dit is hoekom onderskeiding so verskriklik belangrik is. En dan sien ons aan die einde van hoofstuk 17, hoe die konings en die draak draai teen hierdie vrou. So daar's 'n tydperk waar sy invloed het, afvallige godsdienst, alles in die naam van godsdienst, invloed het, as gevolg van goed wat sy prys gee, en sy gaan op in die wêreld, Babylon, want Babylon het voorgestel 'n sterk stad van religious and political power, dis wat Babylon voorgestel het, en dan kom maar 'n stuk wat die wêreld het besluit, nou draai ons teen hierdie vrou, teen hierdie afvallige godsdienst. En dit praat van hoe die mense al gaan verteer. Is jy nog oké? Ek hoop so. Dit help as jy die boek gelees het. So gaan lees hom na hierdie. Okay? So, sy word dan verslaan. Hierdie vrou die word dan soos uit die weg geruim. So dan sit ons nog steeds met die bose konings, ons sit nog steeds met die draak, ons sit nog steeds met die dier, wat dan die anti-Christus en die ander dier, wat dan nou die valse profeet is. Maar wat vir my nogal opmerkend is as jy kyk in hoofstuk 18, die verskillende reaksies tot die val van die vrou. Die wêreld treur as gevolg van die val van die vrou, want hulle het ryk geword as gevolg van hierdie manier van besigheid doen, hierdie valse godsdienst, waar hulle waar is op, so hulle treur dit, want hulle ly nou 'n verlies, waar aan die ander kant die hemel juig. Die hemel juig. So, afhangend van jou interpretasie van Openbaring, jou preterist, ek het laasweek bietjie daaroor gepraat, ja jammer, laasweek se opname was 'n tegniese fout, so hy is, hy bestaan nie, ons het hom nie opgeneem gekry nie. Jou preterist, die ouens wat glo dat baie van Openbaring reeds tot vervulling gekom het, hulle glo dat dit is die val van Jerusalem gewees. Dat die vrou was Jerusalem, as gevolg van die feit dat Israel, hulle glo baie sterk in die Ou Testament, maar hulle glo nie in Jesus nie, hulle glo nie dat Jesus die seun van God is nie, en dat die val van Jerusalem in 70 AD was dan nou dit gewees wat hier uitgebeeld word. As jy futurist is wat glo dat Openbaring moet nog gebeur, dan kan ek nie vir jou presies sê hoe dit lyk nie, maar ons weet dat daar 'n afvallige godsdienst gaan kom, soos wat ek vir jou uitgebeeld het, wat gebruik gaan word, 'n valse godsdienst wat gebruik gaan word vir 'n politieke mag, om 'n plek van invloed te hê, 'n plek van invloed te hê op konings, op regeerders, en daar gaan 'n plek om waar hulle dan nou teen hierdie agenda gaan draai. En dan gaan dit sy verslaan word. Julle is nog by? Glo ek, hoop ek, amen. Van julle knik, so ek is bly daaroor. So ek wil net vir jou sê, want dit is die moeilikste deel, is om uit te vind, wat stel wat voor. So die hoer is afvallige godsdienst, die konings is regeerders van die tyd, en die dier is sataniese en bose magte. En Babylon stel dan voor, want dit staan op die vrou se voorkop, sal jy lees in hoofstuk 17, dat die naam Babylon staan op haar voorkop, so ek is nie eens besig om my eie interpretasie te gee van wie dit is nie, skrif interpreteer, skrif. Hoofstuk 17 vers 14 wil ek net graag vir ons lees. Hulle sal teen die lam oorlog voer, so saam met die vrou, saam met die dier, kom hulle almal om oorlog te voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van konings, en die wat saam met hom is, geroep en uitverkore en getrou. Hoekom wil ek hierdie teksvers uitgehaal? Want ek wil hê jy moet weet, want dit praat van oorlog. Dit praat van hoe die duiwel konings en nasies saam met mekaar roep. Maar jou fokus moenie wees op dit en vrees nie, maar jy moet sien dat die lam wen. Jesus wen. Moenie want dit voel vir my baie keer as mense praat oor Openbaring, is die fokus nie op die feit dat Jesus gewen het nie. Dis altyd, Jesus, maar dit gaan gebeur. Waar praat ons die meeste uit Openbaring uit? As ek soveel moet vra. Die merk van die dier.
Dit is seker ding wat jy meeste al gehoor het, mense praat as hulle oor Openbaring praat. Of die Antichrist. Maar die hooffokus, wat is die hooffokus van Openbaring? Dit is letterlik die openbaring van Jesus Christus. Maar ons fokus nie op Jesus wanneer ons oor Openbaring met mekaar praat nie. Ons aandag is nie op Jesus wat oorwin nie, wat heers nie. En dit beteken nie wat onkundig wees wat in die res van die boek aangaan nie, maar dit moet nie jou fokus wees nie. Wie het al die Hawaiian translation van die Bybel gelees? Ja, as dit al, julle het nie jouself verguns, né, op die ek love dit, daar is eintlik 'n ander woord vir dit, soos dat die Bybel al so vertaal is vir elke tong en nasie, dat hulle dit verstaan in hulle eie manier. En nou die Hawaiian translation vir Openbaring, wel hulle het 'n interessante name oor die algemeen, soos hulle Genesis is the beginning, the start, en Exodus is Oude Egypt. Dit is hulle naam vir die boek. En as jy Johannes 3 vers 16, ons almal ken dit baie goed. Hulle vertaling sê letterlik, for God so loved his homies, that he sent his only boy. So dit is 'n verskriklik lekker vertaling om te lees as jy bietjie lus is vir komedie. En hulle naam vir Openbaring is The Jesus Show. Dit is die openbaring van Jesus. Jesus wat heers, Jesus wat God is, Jesus wat vuur in sy oë is, sy mond kom die swaard uit. Ons ridder op die wit perd. En dit is wat jou fokus moet wees van Openbaring. So ek vertel al hierdie goed sodat jy nie onkundig is van dit nie, maar jou fokus moet wees op Jesus. Amen. En sien dat daar's niks, selfs, en jy gaan nou sien, en ek gaan vir jou wys, dat maak nie saak hoeveel nasies, hoeveel konings, hoeveel demoniese magte saamtrek, daar's op 'n stuk praat dit van soveel soos wat die sand in die see is, nie eers oor hom kon oorwin nie. Hy het net 4 afgestuur en so, klaar. Want ons God is almagtig. Ek het vir julle gewys in die begin van Openbaring, hoe het Johannes vir God gesien? Hy het gesit op die troon. Ek probeer nogal wanneer ek deur 'n paar uitdagings gaan en goed wat onseker is in my toekoms, en ek meen selfs soos ons wat soek na 'n nuwe gebou, in Desember kom hulle nogal nader. Ek het ons vir julle gesê, ek gaan nog okay wees tot November toe. As ek nog in November, as ek sê, Here, U is getrou, maar ek sukkel. Dan dink ek myself, okay, hy sit op die troon. Hy stres nie. Hy staan nie op en puis rond soos wat ek doen nie. Hy sit en hy heers. Amen. Amen. Okay. As jy dit geweet het, hoop ek jy weet dit nou. Onderskeiding gaan baie belangrik wees. Dis wat ek uit hierdie hoofstuk 17 en 18 baie kan sien is. Onderskeiding gaan baie belangrik wees in die laaste dae. Hoekom? Want ons sien dit al klaar dat goed, waarheid word sleg genoem en word vals genoem, en dit wat sleg is en onwaar is word waarheid genoem. Die goeie en die slegte word geruil. En ons sien hierdie die wêreld wat die sleg, die goed, die sleg treur oor, asof dit goed was vir hulle, want dit was goed vir hulle eie persoonlike wins. En hulle het nie geonderskei om te sien dat hierdie vrou het hulle gesteel van hulle af. Hierdie afvallige godsdiens, hierdie politiese magte, hierdie demonies geïnspireerde bewegings het gesteel van hulle af. Hulle sien net hulle winste word van hulle af weggeneem. Dink aan die mense toe Jesus die persoon met al sy demone, 'n legioen demone wat na hom toe kom. Ons almal ken nou 'n storie, die man met vol van demone, so sterk dat hy kettinge breek. Daai is nogal impressive, ek moet sê, soos dat hy kettinge kon breek. Ek het al probeer, nog het hy reg gekry nie. En hoe hy te veel superhero flieks gekyk as kind. En toe kom die persoon voor Jesus en hy bestraf die demone na die varke toe. As ek nou varke sê, dan behoort julle die storie te ken. Demone gaan in varke in, hulle hardloop almal in die see in. En wat doen die mense van die streek? Vier hulle die feit dat hierdie persoon bevry is. Hierdie persoon wat so mal was, niemand kon naby hom kom nie, 'n besetene wat is in grafte bly, vier hulle die feit dat hierdie persoon nou vry is. Nee, hulle jaag Jesus weg. Hulle sien al die wins wat hulle verloor het. Hulle harte word openbaar.
Hulle hele boerdery is nou in die water. Verstaan jy die wêreld, hoe ons as ons nie fokus nie, as ons nie ons onderskeiding skerp hou nie. En hoe hou jy onderskeiding skerp? Slyp hom. Hier is hoe jy hierdie verander nie. Ek kan dit vir jou beloof, jy kan met my kom praat. Ek sal vir jou lekker vertel al die geskrifte en bewyse en goed dat ons weet hierdie het nie verander nie. Hierdie is dieselfde wat almal nog gelees het tot dusver. Dit het nie verander nie. Dit is hoe ons dit skerp hou. Dit is hoe ons weet wanneer ons in right standing staan met God, wanneer ons staan vir wat waarheid is en waarheid kan waarheid noem en vals kan noem. Amen. Fantastic. Nou daar was eintlik glad 'n deel van die preekie, maar dit was nou lekker. Kan julle my nog hoor? Ek weet die motorfiets raas nou verskriklik. Julle okay daar agter hoef? Fantastic. Ek vra hom vir julle want julle sit nou die verste. Alraai, dan gaan ons na hoofstuk 19 toe. Ons gaan lees uit hoofstuk 19 van 19 tot 21, maar voor ons daar kom wil ek net 'n bietjie 'n opbou gee. En ons sien dan in 19 sien ons hierdie vreugde aangaan van die val van Babylon en hierdie absolute vreugde in die hemel, hierdie feesviering sien ons dan in hoofstuk 19. En ek wil dan vinnig vir ons lees. Dit is nie daar op die bord nie, maar vanaf vers 11 lees. En toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam. Ons weet wie dit is, want ons het die begin van Openbaring gelees wat gesê het, toe Jesus beskryf, sy oë was soos vuur. En op sy hoof was baie krone en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is en sy naam is die woord van God. En die leers van die hemel het hom gevolg op 'n wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard, ons sien dit weer in die begin van Openbaring, om die nasies daarmee te verslaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid van die toorn van God, die Almagtige. Die rede hoekom ek daai vir jou wil lees, want ek wil vir iets uitwys, wat sê, en die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein linne. Nou as jy gaan lees, vroeër in hoofstuk 19, beskryf dit die gelowiges, ons, hulle wat hulle lewe neerlê, kry wit, fyn linne. So ek glo daai gevolg, daai leer, is nie noodwendig engele nie, maar dit is sy kinders wat saam met hom uitvaar. En ons het nie 'n wapenrusting aan nie, hoekom nie? Want wie voer die oorlog? Uit wie se mond kom die swaard? Jesus. Ons is sy leer, ons ry uit saam met hom, maar ons het rein, fyn linne aan. Amen? Amen. What a glorious day. What a glorious day. En dan lees ek vir ons in vers 19. Hy sal op die bord wees. En ek het die diere en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En die dier is gevangene geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang het en sy beeld aanbid het. So jy moet sien dat die merk van die dier is baie meer as net iets wat jy op jou hand of jou voorkop sit. Dit is 'n aksie van jy gee jou geloof prys en jy aanbid die dier. Jy aanbid die duiwel. Dit is 'n aanbiddingsaksie wat jy doen. Dit is nie net 'n merkie op jou hand of op jou voorkop wat jy kry nie. Verstaan julle dit? Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand en die ander is gedood met swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit en al die voëls is versadig van hulle vlees. So hier sien ons het net gesien hoe die vrou verslaan is. Hier sien ons van die konings die wêreld het teen haar gedraai, sy is verslaan. Nou sien ons hoe die res die dier teen God optrek, die anti-kris, die valse profeet en hoe hulle dan ook in die vuurpoel gewerp word. So dit los ons nog oor met 1, die draak.
En in hoofstuk 20 sien ons dan, want jy moet verstaan, dis nie die Bybel was nie in hoofstukke geskryf nie. Dit volg op mekaar. Ons het hoofstukke ingesit want dit maak dit vir ons makliker om te verstaan. Dit het nie hier gestop en te sê volgende episode kom volgende week nie. Dit gaan aan met mekaar. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met 'n sleutel van die afgrond, hoofstuk 20, en 'n groot ketting in sy hand, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en Satan is, en hy het hom gebind vir 1000 jaar lank. Nou daai 1000 jaar is baie interpretasies. So die preterist, wat ek het vroeër vandag genoem, wat glo dat alles reeds tot vervulling gekom het, sê dat ons reeds in hierdie 1000 jaar lewe. Die futurist, wat glo dat openbaring moet nog gebeur, glo dat dit is 'n fisiese 1000 jaar. Jou preterist glo nie dis 'n fisiese 1000 jaar nie. Dit praat van 'n perfekte tydperk, waar die futurist glo dat dit gaan 'n letterlike 1000 jaar wees. 1000 jaar van wat? 1000 jaar waar die draak vasgebind is, verseël is, sodat hy, sê die skrif, nie die nasies kan verder verlei nie. Wat gebeur in daai tydperk? Christus heers. Ek wil net vir jou sê, the second coming, daai hele frase is nie in die Bybel nie. Maar dit soos Jesus kan kom en gaan. Daai praat die Jesus wat terugkom praat van 'n event. Dis nie dat hy nog nooit weer op aarde was intussen nie. Want net met sy opstanding was hy 2 keer op, was hy na die Vader toe en terug. By die graf kom die vrouens na hom toe en hy sê vir hulle, moenie aan my vat nie. Hoekom nie? Want ek was nog nie by my Vader nie. Later sien ons hy sê vir sy disipel, vat aan my. Want soos weet hy was by sy Vader. So die tweede koms beteken nie dat Jesus nie mense kan kom besoek nie. Daai getuienis wat mense wat hulle droom, wat hulle visioene kry van Jesus wat na hulle toe kom, ek glo dit. En dit beteken nie die herkoms het reeds gebeur nie. Amen. Verstaan julle dit? Okay, dit is belangrik om die terme te verstaan om dit. So dan sê ons so, Jesus kom dan wanneer die draak gebind word en vir 1000 fisiese jare heers die Christene dan saam met Jesus. So dit is 1000 jaar van vrede waar ons heers. En dan na daai 1000 jaar word die draak vir 'n kort rukkie vrygelaat. En dan verlei hy nasies uit die 4 hoeke uit, sê die skrif. En dan praat van Gog en die Magog. Weereens, daar kan jy lekker interpretasies ingaan van die ouens wat ek glo 'n goeie manier om dit te interpreteer. As jy kyk na Esegiel 38 en 39, waar daar het gepraat van 'n fisiese nasie van die noorde af wat kom, maar ons weet nie, dit is maar wat ons in die skrif kan sien. Al wat ons weet is daar gaan 'n groot nasie, 'n kort tydperk wees waar die duiwel, wat ons sien in die skrif, konings weer gaan verlei en hulle gaan optrek weer teen God vir 'n finale keer. Maar die duiwel, die anti-kris en die valse profeet is reeds gebind. Hier kom die Satan nou, hy's nou verlos of vir 'n stukkie vry, valse vryheid eintlik. Konings verlei en hulle kom so baie soos die sand van die see, sê die skrif, kom hulle teen God. En dan lees ons vanaf hoofstuk 20 vanaf vers 9 af wat ek hier geskryf wil ek vir ons lees. En hulle het gekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Dag en nag gepynig word. Jy moet verstaan, die duiwel heers nie in die hel nie. Hy's nie die een wat die sleutel swaai daaronder. Hy's nie die tronkbewaarder daar nie. Die hel is voorberei vir hom. Is nooit voorberei toe. Hel was nie voorberei vir mense nie. Maar mense wat kies om hom te volg, gaan waar hy gaan. So is wat jy moet vra. Wie volg jy? Want jy gaan daar waar daai een is. Jesus volg? Geen hom toe. As jy die duiwel volg, dan is hom met hom.
En hy's gevangene. Hy gaan brand soos jy brand, nie julle nou nie. Ek praat van die ongelowiges. Jy net in 'n na die tyd kry ek 'n klomp klagtes, hierdie pastoor. Ek wil hel is 'n werklikheid. Hemel is 'n werklikheid. Daar's regtig mense wat glo, dink julle regtig daar is 'n hel? Daar is 'n hel. Skrif maak dit nogal redelik duidelik. En daar is 'n hemel. En God stuur die mense hel toe nie. Ek hou van die frase wat sê hulle kies om soontoe te gaan. Almal het 'n keuse. Niemand gaan hel toe omdat hy gepredestin is om hel toe te gaan nie. So lief het hy die wêreld gehad. Nie sekere mense nie. So lief het hy die wêreld gehad, sodat ons nie soontoe hoef te gaan nie. En ons sien hierso dat hy finaal en al verslaan word. Hy word in die hel gegooi, gebind, klaar, finish. Oor en verby. En dan sien ons van hoofstuk 11, van vers 11 af tot by 15, sien ons dan die laaste oordeel, die wit troon, waar gelowiges en ongelowiges geskei gaan word. En dan sien jy van hoofstuk 21 en 22, sien jy dan die skepping van die nuwe aarde. En party mense glo dis 'n regte nuwe aarde, die nuwe hemel, en dan ook die nuwe Jerusalem, wat dan geskep word. Klink vir my so baie, ek het al daai dimensies gaan intik hierdie naweek, dit is verskriklik baie somme. Liewe land, dis nogal groot. Hulle sê die nuwe Jerusalem, as jy al sy dimensies letterlik opvat, dan is dit so plus minus ongeveer so die oppervlak van die maan. Wat dit as jy nou fisies die nuwe Jerusalem insit. Dis nogal groot hoor. Dis nie 'n klein plekkie nie. Maar hoekom, hier's waar ek vandag wil eindig. So die fokus vir hierdie preek word in hierdie teksverse vir my vasgevat. En dis in hoofstuk 21 vers 3 het ek hier geskryf, seker maak vers 3 ja. En dit lees as volg. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Maar die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, en hierdie woorde het my so getref. Kyk, ek maak alles nuut. Kyk, sien in Openbaring. Soos besef hierdie, kyk, ek maak alles nuut. Hy wat Jesus is. Hierdie is nie die einde nie. Ons is nog nie daar nie. Hierdie is nie die laaste punt van jou storie nie. Daar's hoop. Kyk, wees op die uitkyk. Jy weet dat hy alles gaan nuut maak. Dis geen droefheid, geen moeite. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Dis eintlik nogal mooi dat hy nog eindig ook met dit. Soos kyk, ek maak alles nuut. En jy moet dit verstaan dat ek maak alles nuut is betroubaar en waaragtig. Ek gaan dit doen. En ons as gelowiges kan as kind, wel enige iemand op aarde kan al 'n stukkie van hierdie voel en ervaar. Want die koninkryk van God en ewige lewe, want dis waarvan wat praat, is die ewige lewe, die lewe hierna. As alles nou al die said and done en al die dansies is gedans. Ewige lewe is nie net iets wat jy eendag kry nie. Ewige lewe, wat is ewige lewe? Dis julle wat my nou al 'n rukkie ken, weet ek waartoe ek gaan met hierdie. Julle weet ek's op pad na my gunsteling vers in die Bybel toe. Openbaring. Ek is baie te lank in Openbaring. Johannes 17 vers 3 sê die volgende. En dit is die ewige lewe. Om Jesus te ken en sy Vader. Dis om hom te ken. So ewige lewe is nie iets wat jy eendag kry nie. Dit is iets wat jy nou al kan kry. En hoe kry jy dit? Deur wedergeboorte. Deur te sê, Here, ek is gebore as sondaar van die wêreld, in die wêreld. Ek het 'n redder nodig. Ek ken U nie, maar ek wil U ken. Hierso is ek, Here. Ek kies om my lewe neer te lê.
Ek kies om te lewe volgens U woord en nie wat ek dink of voel reg is nie. En dan begin ewige lewe in jou werk, dan begin jy groei. En die Bybel sê vir ons, dat wanneer ons weer gebore word, word alles, Paulus wat dit skryf, word alles reeds nuut. En dit was my so mooi, toe ek daai woorde hierdie week lees, wat sê, kyk, hy gaan eendag alles nuut maak, maar daai nuut is nie net, hy kan nou al kan jy in nuut in begin stap. Jy hoef nie in die onvrede, hopeloosheid, gebondenheid, slaaf, as 'n slaaf van die wêreld en sonde te leef nie. Hy wil nou al begin nuut maak in jou. Maar wat vat dit? Vir my om te sê, Here, ek lê myself neer. So ek wil jou uitnooi vir oggend, soos, gaan jy vir ons bid en dan gaan ons afsluit met 'n lied, is, as iemand is, wat nog nooit Jesus aangeneem het nie, as vanoggend jy nie geoortuig het nie, dus ek wil regtig Jesus, hy wen, ek wil in die wenspan wees, glo vir my, jy kan vra vir Erich, ek hou van wen, regtig. As iemand sê, nee man, maar doen dit omdat dit lekker is, as ek sê, weet jy hoe lekker is wen? So, jy lekker is, dit is my lekker om te wen. So, as jy hier sit en jy het nog Jesus aangeneem en dan wil ek jou uitnooi vanoggend om die volgende gebed agter my aan te bid. Maar as jy hier sit en sê, Hendrika, ek wil net soos weer volgemaak word, wil ek jou ook nooi om hierdie volgende agter my aan te bid. En ja, kom ons bid net die volgende. Almal bid sommer net agter my aan, asseblief. Here Jesus, U is God. Die enigste God. Die enigste redder. Die enigste koning. En ek kom vanoggend en lê myself, my lewe neer. En ek tel my kruis op om U te volg. Here Jesus, doop my met die Heilige Gees en lei my sodat ek 'n goeie en 'n rein bruid vir U kan wees. Ek wil dit vir U doen. My bruidegom. Ek wil sommer net vir julle bid. Heilige Gees, dankie vir U, Here. Dankie, ek dink sommer aan waar in die skrif vir ons sê dat U help ons om alles te onthou en Heilige Gees, ek bid dat U die woord vir ons so lewend sal maak. Dat dit ons so sal vorm op 'n vlak wat ons nie eers tot dusver al ervaar het nie. Want wanneer ons die skrifte lees, kom vorm ons, kom snoei ons, kom help ons om te groei. Jy sê ek dink as ons altyd bid snoei ons, dan dink ek altyd ons gaan agteruit. Here, maar ons groei in U, Here. Help ons om te groei in U. Nie net 'n kaal gesnoeide klein boontjie is, want dis nie wat dit is om U kind te wees, Here. Dit is die snoei lei na groei toe, na baie vrug toe, na 'n groot boom wat binne en buite seisoen vrug dra, soos wat Psalm sê, wat langs 'n rivier geplant is, lewende water. Here, ons wil groei in U. U is die pottebakker, ons is slegs die klei. Here, kom vorm ons. Here, en mag ons lewe getuig van die goedheid, die grootheid en die heerskappy vir 'n verlore wêreld daar buite. Jesus, U sê vir ons dat ons moet so sout en lig wees, Here. Here, dankie dat ons nie net gered word vir onsself nie, maar dat U vir een en elkeen van ons die bediening van versoening gee. Versoening tussen mens en God. Help ons om te brand, Here. Te brand vir U. As jy braaf is, bid sommer die volgende net agter my. Ek gaan net die volgende sê, is Here, ek wil brand vir U. So bid net die volgende as jy reg is vir dit. Here, brand my. Ek wil brand vir U. Ek wil 'n lig wees in die donker wêreld.
Here, ek wil sout wees. Rein sout. Nie gemeng met die wêreld nie. Jesus, ons eer U en ons loof U en ons prys U. U is die enigste een waardig van ons aanbidding. Heilig, heilig, heilig is U. Here, dankie vir 'n geseënde tyd vanoggend saam met gelowiges, Here, saam met U kinders, Here. Here, ek bid sommer net 'n seën oor elkeen van hulle, dat U hulle veilig sal hou hierdie week. Here, ek seën elke werk wat hulle hande aan sit om te doen, Here. Ek sien hulle ingang, hulle uitgaan, Here, ek seën hulle gesondheid, Here. En Here, gee vir hulle wysheid, onderskeiding en Here, mag die gawes van die Heilige Gees mag so vloei deur hulle. En hou hulle veilig, Here. Dankie dat ons veilig onder U vlerk is, Here. Dis Psalm 91. Ons loof U en ons prys U en U alleen. Ons vind ons skuilings in U. U is ons veilige vesting. Jesus. Amen.